My beurt. Ek was so lanklaas hier, ek weet nie wat om te doen nie. Goeiemôre almal. Ek hoop en vertrou dit gaan goed met elkeen. Baie welkom ook in vanoggend se erediens en by hierdie kosbare geleentheid waar ons ook as 'n geloofsgemeenskap saam met mekaar kan bymekaar kom. En my gebed is ook dat ons werklik waar deur die Here se vrede en ook so in sy genade gelei sal word. Ek wil graag voor die aanvang van ons erediens wil ek graag hê dat ons ook tydens vanoggend se erediens in die besonder sal voorbidding doen vir elke gesin en familie waar daar bepaalde uitdagings, veral gesondheidsuitdagings is, en ek dink ook so in die besonder dan ook aan ons gesin en familie wat geliefdes aan die dood afgestaan het, Wynand en Anet vir julle met oom Jo se afsterwe. Dit was nou verlede week, nie hierdie donderdag nie, die week voor dit, as ek dit reg kan onthou. So oom Joos wat ook 'n baie toegewyde lidmaat hier by ons in die gemeente was. Hy daar by sy dogter hulle onder in die Kaap gekuier en hy is gelukkig aan 'n hartaanval oorlede. So ek dink in die besonder dan ook aan julle Wynand, aan jou en jou gesin en julle familie en baie seën en baie sterkte ook so aan julle in hierdie tyd. En dan ook aan ons lidmate waarvan ek bewus is wat in die hospitaal is, waar daar ook bepaalde gesondheidsuitdagings is. Ons dink ook so aan een en elkeen van hulle en bid ook dat die Here ons die krag sal gee en ook vir hulle elkeen die nodige krag en leiding sal gee. Ek gaan vra dat ons met die sing van ons toetrede lied 514, gaan ek vra dat al die kinders vir die kleuterkerk dan ook sal verdaag, so Cindy is daar aan die ingangsportaal, so wanneer ons die volgende lied staande sing, dan gaan ek vra dat die kinders ook vir die kleuterkerk dan sal verdaag. Dit is ook vandag Palm Sondag in die kerklike jaar, dit is natuurlik die intog van Jesus in Jerusalem, so ook in hierdie spesifieke tydperk fokus ons op die prediking en die boodskap in terme van die kruisgebeure, en daarom ook vandag 'n deel daarvan wat ons met mekaar dan gaan deel. So kom ons sing ons volgende lied, en dit is ons voorbereiding lied van ons toetrede, lied 514, daarvan al 2 die strofes. Staande, waarna u bly staan om die seën van die Here te ontvang, en ons antwoord daarna deur te sing van genade onbeskryflik en my las is weg. Wanneer ons in God se teenwoordigheid is, besef ons die krag en die waarde en ook die betekenis
van God se liefde vir ons. In hierdie oomblik en in hierdie tyd word ons opnuut bewus gemaak van die gebeure rondom die kruis wanneer Jesus Christus hierdie prys betaal, sodat een en elkeen van ons vry kan leef en kan ervaar en kan beleef wat dit beteken om altyd in God se teenwoordigheid te kan wees. Ons ontvang sy seën, sy belofte en sy beskerming in ons lewe. Ons ontvang dit dankbaar en ons gaan getuig daaroor. Mag die liefde van God ons Vader deur sy seun, ons Here Jesus Christus tot een en elkeen van ons spreek, en mag ons ook in ons lewe 'n ewige getuienis wees van hierdie grootheid van God se genade. Mag ons daarin leef en mag ons daarvan getuig, elke oomblik, elke aspek, elke hartklop en elke asemteug van ons lewe. Die Here se seën, sy vrede en sy genade word ons toegebid. Amen. En voordat ons die volgende lied sing, gaan ek vra dat die kinders dan vir die kleuterkerk sal verdaag. Kom ons antwoord, genade onbeskryflik. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit die woord van die Here kom uit die Johannes Evangelie en ons gaan saam lees in Johannes 16, daarvan af vers 5 tot en met aan die einde van vers 15 en dan ook direk na die skriflesing sonder enige aankondiging gaan ons staan en saam stil word vir 'n gebed
en ons gaan dan ook 'n lied van dank en toewyding sing deur te sing van lied 471 en lied 475. Ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here in Johannes daarvan af vers 5 in hoofstuk 16. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. En tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal sê, of wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Geliefdes, ons lees vanoggend tot sover uit die woord van die Here. Mag hierdie woord vir een en elkeen van ons altyd 'n baken van hoop en belofte in ons lewe bly. En mag ons vashou aan die kosbaarheid van God se woord. Want soms is daar dinge in die woord wat vir ons sê partykeer dit gaan bo ons verby. Ons verstaan nie noodwendig wat dit sê nie. Maar mag ek en jy altyd bly vashou aan die God van hierdie woord. Want die God van hierdie woord gee vir ons die belofte dat hy by ons sal wees. En daarom mag ek en jy ook hierdie woorde weet en hoor en ervaar. Die Gees van God wat vol krag is, werk in ons en deur ons en vul ons met sy teenwoordigheid. Kom ons staan, ons word saam stil in 'n tyd vir gebed en voorbereiding en ons antwoord ook dan om te sing van lied 471 en 475. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Skepper Heer, U wat lewe is, U wat lewe gee, U wat lewe spreek. In U krag, in U genade en ook so in U belofte leef ons dankbaar in hierdie oomblik. U woord, die belofte wat U na ons bring, is hier in ons midde. En hierdie woord spreek tot een en elkeen van ons. En hierdie woord verseker ons dat U by ons is en met ons sal wees. U wat ons raak sien, Here. U wat hier by ons is. U vul ons met U Gees, U krag. U sien ons raak. U ken ons. U raak ons aan. En daarom leef ons dankbaar, toegewyd, verbind aan U woord. Ek bid Here vir elke een wat vanoggend hier is. Bid vir elkeen wat hierdie woord hoor en ontvang daarin deel. Ek bid vir elke een wat smag na U vrede, wat soek na U kalmte, wat soek na berusting. Ek bid vir elkeen wat kan deel in vreugde
in dankbaarheid. Maar bo alles, Here, bid ons vir u kerk, u koninkryk wat u gevestig het. Ek bid vir hierdie gemeente. Ek bid vir elke plek waar u naam verkondig en aanbid word. En ek bid, Here, dat u die sentrale plek en fokus in elkeen van ons se lewe sal wees. En ons bid dankbaar, Here. Dankbaar vir hierdie dag. Dankbaar vir die gawe van ons lewe, die geskenk van genade. En ons reik uit en ons raak aan, daar waar seer is, daar waar leemtes is. Ons bid in hierdie oggend in die besonder, vir elke gesin, elke familie, elke individu, wat die seer en die verlies ken en ervaar van iemand aan die dood afstaan. Maar ons is ook dankbaar, Here, omdat ons weet, u is die ewige troos en hoop in ons lewe. In hierdie oomblik ervaar ons die gebeure rondom die kruis opnuut intens bewustelik. En ons weet, Here, hierdie belofte was nie maar net lig gewees nie. Hierdie belofte is ewig en hierdie belofte verbind ons op elkeen opnuut aan u. En daarom leef ons dankbaar, toegewyd en gefokus, met ons hart en ons gedagtes gerig na u. Amen. Dalk is dit 'n vreemde vraag om te vra. Trek ons dalk 'n streep deur die kruis? Dalk is dit 'n ongemaklike vraag om te vra. Trek ons dalk 'n streep deur die kruis? Wanneer Jesus met sy disippels en sy volgelinge praat en hulle voorberei vir dit waarmee hulle besig moet wees, wanneer Jesus met hulle praat en hulle voorberei vir dit wat gaan gebeur met hom in sy lewe, wanneer hy hulle voorberei en vir hulle vertel van die dinge wat veronderstel is om te gebeur, draai hy ook glad nie met hulle doekies om nie. Ons hoor 'n paar keer dat Jesus in 'n stadium vir sy disippels sê, maar verstaan julle dan nie? Ons hoor 'n paar keer dat Jesus in
In teenstelling met dit wat die skrifgeleerdes en die fariseërs en die sadduseërs die mense wil vertel, vir mense sê, maar maak oop julle oë en kyk en sien raak en ervaar. Ons lees in hierdie gedeelte wanneer Jesus oor die belofte van die werk van die Heilige Gees praat, dat hy in 'n stadium sê, maar die wêreld ken my nie. So hoe trek 'n mens dan 'n streep deur die kruis? Interessant genoeg is die kruis die simbool van die kerk, van die koninkryk. Die kruis is die simbool van daardie getuienis van dit waarin ons glo en dit waaraan ons vashou. Of dit die kruis teen die mure is, of dit die kruis is wat sigbaar staan, die simbool, die uitbeelding daarvan, of dit die kruis is wat aan 'n hangertjie hang, of dit dalk selfs die klein tatoeëermerk is wat aangebring is op 'n liggaam, daardie getuienis van dit waaroor ons in ons lewe getuig. Weet ons dat in hierdie wêreld sondig ons soms terwyl ons rondom die kruis beweeg. Is daar tekortkominge in ons lewe terwyl ons die kruis met ons saamneem? Is daar tekortkominge in ons lewe terwyl ons oor die kruis getuig en van praat? So ja, hoe ongemaklik dit ook al is om te moet aanvaar, ons kan 'n streep deur die kruis trek. Ons kan 'n streep trek deur die waarde en die bedoeling en die betekenis van die gebeure rondom die kruis op Golgotha. Wanneer Jesus Christus in aanloop vir die vryheid en die verlossing en die boodskap van hoop en genade wat hy aan elkeen van ons bring, kan ons ongelukkig 'n streep deur die kruis trek. Maar ook in hierdie oomblik kan ons kies om dit nie te doen nie. Ons is bewus daarvan dat dit moontlik is. Ons is bewus daarvan dat ons eie lewe soms met hierdie tekortkominge gepaard gaan. Vir 'n gelowige is dit nodig dat ons soms ongemaklik moet raak oor die dinge waar ons tekortskiet. Dit is nodig dat ons met mekaar praat oor die leemtes wat ons op 'n manier mag ervaar en beleef in ons lewe. Dit is nodig dat ons die verantwoordelikheid op ons skouers neem en vir mekaar sê dat ja, die kruis, die belofte van die kruis, die genade van die kruis, die bedoeling van die kruis, raak soms verlore in ons midde. En ek wil dit weer sê, ons lewe skiet met tye ver te kort, al dra ons hierdie kruis met ons saam. Maar die keerpunt is wanneer Jesus Christus die ware omvang en die werklike bedoeling van hierdie kruis aan my en jou sigbaar maak. Ek het al 'n paar keer die opmerking gemaak deur vir iemand te sê, hierdie is soveel meer as net die aanbreek van 'n datum of 'n gebeurtenis, of hierdie is soveel meer as net die volgende aspek of die volgende moment wat op die kalender moet gebeur. Hierdie en die omvang en die grootheid daarvan raak my en jou lewe. En ek wil hê dat ek en jy vandag hier kan weggaan met die ongemak van hierdie vraag, maar met die belofte van Christus in ons hart. Gaan dit weer sê. Ek en jy moet hier kan weggaan met die ongemak van hierdie vraag. En ons moet daaroor nadink
En ons moet erns maak daarmee. Maar ons moet ook hier weggaan met die belofte en die vervulling van God in sy Seun Jesus Christus. Jesus sê vir sy disippels en vir sy volgelinge, ek gaan julle vooruit om vir julle hierdie plek voor te berei. Ek gaan julle vooruit en ek vertel hierdie dinge vir julle en in 'n mate kan ek sien dit bring onsekerheid en verwarring by julle en julle wonder oor, maar Here, wat is aan die gebeur en hoekom gebeur hierdie dinge? En die koning, ons Skepper homself, weet dat ons sukkel, dat sy disippels en sy volgelinge sukkel. En hy praat openlik en hy praat reguit en hy sê, dit is tot julle voordeel. Dit is tot julle voordeel dat ek selfs moet weggaan. Dit is tot julle voordeel dat die brutaliteit van hierdie kruis en hierdie gebeure moet plaasvind. Dis die teken en die gebeure van die tyd waarin ek myself bevind en wat deel is van die omstandighede van my lewe. En die mensdom en die wêreld sal dalk vra oor die gebeure wat hier plaasvind. En vir jare wat kom, sal dit begin gebeur dat mense dalk al hoe verder en al hoe verder weg beweeg van hierdie kruis. En ons sien dit. En ons ervaar dit in hierdie wêreld. Ons beleef dit. En my en jou groot verantwoordelikheid is om nie in daardie voetspore te volg nie. Is om nie 'n streep deur die kruis te trek nie. Let wel, niks wat die mensdom doen, gaan hierdie gebeure kan wegvat nie. En niks wat die mensdom doen, gaan hierdie kruisiging en hierdie prys wat Christus betaal het, kan wegvat nie. Maar die lewenskeuses wat ons maak, die manier waarop ons leef, die wyse waarop ons getuig, daardie doodse stilte waarmee ons soms die vrae beantwoord, of die dinge beantwoord wat oor ons geloof gesê word, is ongelukkig die dinge wat 'n streep trek, deur daardie oomblik wanneer ons die kruis by ons moet hê. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, terwyl ek in hierdie gedeelte lees in Johannes 16 vers 12 staan daar, wat Jesus sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Laat dit my onmiddellik dink aan hierdie spesifieke deel van hoe ons partykeer dan sukkel om te hoor of om te verstaan wat God vir ons eintlik in sy woord wil deel en wil sigbaar maak. En ek verstaan dat dit baie keer vir ons moeilik is om die kompleksiteit van dit wat in hierdie woord staan te begryp. En dit dat my baie kere terugvat in die eenvoud, wanneer ons verstaan dat daar iets gesê word van om te glo soos 'n kind. Want om te glo soos 'n kind beteken dat ons nie verdwaald raak tussen al hierdie warboel van al hierdie dinge wat vertel word en gesê word nie, maar dat ons vashou aan die eenvoud van hierdie goddelike belofte. Dat ons vashou aan die kern en die waarde van hierdie geloof. En dat ons vashou en aanhou glo aan die belofte wat dit vir ons inhou. En dan kry ons hierdie versekering. Wanneer God hierdie krag van die Gees vir een en elkeen van ons bring hy ook vir ons die waarheid. Hierdie waarheid waarin ons geanker is. Hierdie waarheid waaraan ons vashou. Hierdie waarheid van God se belofte in ons lewe. Waarvan die kruis
kern, integrale, belangrike deel van hierdie waarheid is en van hierdie belofte. En daarom het ek en jy nodig om van die kleinste tot die grootste dinge en aspekte van ons lewe seker te maak dat ons uitleef en sigbaar maak en verkondig en aansluit by hierdie uitdra van hierdie woord wat God aan ons bring. Ons durf nie waag om deel te neem daaraan om 'n streep te trek deur die waarheid van die kruis nie. Ons durf nie deel te neem aan die stil swye wanneer ons praat oor die waarde van ons geloof nie. Ons durf nie deelneem aan die wegskram wanneer mense ons konfronteer oor ons geloof en ons sê maar ek ken nie die Bybel goed genoeg om jou te kan antwoord nie. Ken net vir God en dra hom met jou saam en dis jou antwoord. Getuig oor God en neem hom met jou saam en dis jou antwoord. Nie Bybelversies op die punte van ons vingers wat ons hoef te ken nie, maar die krag van die Gees in ons hart wat ons saam met ons dra, sodat die wêreld nie 'n streep trek deur die belofte van die kruis nie. En mag ek en jy vandag in aanloop en ook in opbou na die Paasgebeure, Goeie Vrydag en die Opstanding Sondag, opnuut bewus word van hierdie gebeurtenis. Opnuut bewus word van die waarde en die belofte daarvan. Die gedeelte net voor dit wat ons gelees het, in vers 1 tot 4, gee die opskrif, julle moet nie van my afvallig word nie. Moenie wegbeweeg van my af nie. Moenie meegesleer word deur die strominge van die wêreld en die gebeure van die wêreld nie. Goeie Vrydag en Paasondag is nie 'n lang naweek om vir so lank as moontlik niks te doen of 'n vinnige wegbreek te probeer inpas en God iewers op sy te skuif en agter te laat nie. Waar ek en jy gaan, neem ons hom saam. Nee. Waar ek en jy gaan, is hy by ons. Is nie op die kontrolelysie om te vra, het ek hom ook ingepak nie. Hy is met ons. Kan ons dalk 'n streep trek deur die kruis? Het ons dalk al op 'n manier die fout gemaak en 'n streep getrek deur die kruis? Deur ons woorde, ons gedagtes, dit wat ons verwoord en sê? Heel moontlik. Heel moontlik het ons al daardie fout gemaak. Maar ons kan nie 'n streep trek deur dit wat hy vir ons gebring het nie. Ons kan nie 'n streep trek deur die belofte wat dit vir ons inhou nie. Mag ons die voorspraak, die krag van die Heilige Gees, die belofte van God, werklik met ons saamneem. En al is daar dinge wat ons met tye nie begryp nie. Al is daar dinge wat baie keer vir ons voel, asof dit bo ons vuurmaakplek of ons begrip is. Kom ons hou vas aan die waarde van God waarin ons glo, en ons ervaar en ons beleef daardie krag. Oor die Gees sê hy die volgende: ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit heel moontlik nie nou kan begryp nie. En wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. En hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang het, sal hy aan julle verkondig. Wat sê dit vir my en vir jou? Ons het dit ook ontvang. Ons het dit reeds gekry. En deel van ons taak en ons verantwoordelikheid
deel van hierdie roeping in ons hart, ons dra dit oor. Ons deel dit met mekaar. Weet jy, dis die kosbaarheid van die evangelie. Dis die kosbaarheid van God se krag. Dit wat ons ontvang het, deel ons met mekaar. Dit waaroor ons wonder en dit waaroor ons vra het, dit bespreek ons met mekaar. Dit wat ons worstelinge en ons soeke en ons onbeantwoorde vrae in hierdie lewe is, dit bring ons na mekaar toe. Dis die plek wat jy inneem in jou huishouding. Dis die plek wat jy inneem in die koninkryk. Dis die plek wat jy inneem wanneer God jou gebruik en met jou werk. Dis die plek in die koninkryk van God. En ons vind dit en ons is geanker in hierdie liefde. Geanker in hierdie genade. Dis die waarde van geloof. Dis die waarde van glo. Dis die waarde van dit wat dit vir jou doen en aan jou doen en wat dit beteken. Dis hierdie warm gevoel, dis hierdie vervulling en dis die waarde van die kruis wat ons met ons saamneem en wat ons uitdra en sigbaar maak. Kom ons wees openlik en eerlik met mekaar wanneer ons sê, dit is so maklik vir hierdie wêreld om 'n streep te kan trek deur die kruis. Maar soveel te meer kies ek en jy om dit nie te doen nie. Amen. Terwyl jy net so bly sit, gaan ons geloof bely. En ons doen dit ook in die wete dat God in sy liefde en in sy genade by een en elkeen van ons teenwoordig is. Ons doen dit ook in daardie selfde wete dat die kruis nie net 'n simbool is nie, maar die teken van God se genade in ons lewe. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en na die hel neergedaal het. En wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons antwoord deur staande te sing van Vlamlied 144, God is liefde, waarna ek die seën gaan uitspreek, en ons dan antwoord deur te sing van lied 436, en ek gaan vra dat jy vir my sal bly staan na die sing van daardie lied. Ons liefde, juich ons harte, en met
dat ons aan die einde van die volgende lied wat ons gaan sing, vir 'n oombliekie, terwyl ons net so gaan bly staan, onsself plaas in hierdie hele opbou en in hierdie hele aanloop in terme van dit wat ons ook in hierdie komende naweek met die kruisiging van Jesus Christus ook herdenk. Ek vra baie keer vir myself die vraag af, wat sou jy gedoen het as jy daar was? Hoe sou jy reageer het? Wat sou jou optrede gewees het? Partykeer dan besef 'n mens, dalk is ons menswees eenvoudig net nie genoegsaam om te kan verstaan wat die werklike omvang en betekenis hiervan vir ons bring nie. Of dalk sien ons op 'n manier, dalk kan hulle sê, dankie, ek was nie daar gewees nie. Dalk sou Jesus nie aan die kruis gehang het nie. Of dankie tog, ek was nie daar nie, want dalk sou ek soos Petrus hom verloon het. Dalk sou ek soos Judas hom verraai het. Dalk sou ek op die uiteinde van die dag die pyn en die seer ervaar het van Maria. Dalk sou ek 'n geloofsuitspraak gemaak het, soos die soldaat wat besef het, maar hy is werklik die seun van God. Iewerste met iets van hierdie gedagtes en iets van die kennis wat ons het oor wat hier gebeur het. Wil ek jou uitnooi om ook veral in hierdie week iets te beleef en saam met jou te neem. Wat sou ek gedoen het as ek daar was? Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van sy Gees tot een en elkeen van ons spreek en mag ons leef in vervulling en ewige hoop van sy liefde. Amen. Afsluit en ook ons wegsending lied is juis om ons voor te berei vir die Paasgebeure, om ons voor te berei vir dit wat ons ook vier en herdenk. Miskien klink dit vreemd in die taal van gelowig en liefde wanneer ons sê ons herdenk hierdie gebeure, maar dis juis wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet dit dankbaar vier en ons moet dankbaar wees vir elke oomblik wat ons daarin met mekaar kan deel. Terwyl ons hierdie lied mee afsluit, vra jouself die vraag af, wat sou ek doen as ek daar was?
Hierdie laat my nou amper dink aan iets soos die Bybel. Dit is hierdie ongelooflike besondere lied en ek moet sê die melodie raak 'n mens baie keer so, maar as ons hom eers mooi onder die knie het, is dit eintlik net 'n ongelooflike treffende lied. En ons gaan hom definitief ook tydens die naweek met die Paasgebeure gaan ons dit definitief ook weer gebruik. Van my kant af wil ek sommer by die verjaarsdag begin vir hierdie komende week. Mag ek nou maar die vrymoedigheid neem om te sê vir die 2 weke wat ek nou nie hier was nie, vir die van julle wat almal verjaar het, hoop en vertrou ek dat dit 'n baie mooi en 'n baie geseënde tyd was en ek bid ook vir jou van my kant af die seën van die Here toe, ook in hierdie tyd wat voorlê in hierdie nuwe lewensjaar en mag dit ook werklik waar net 'n ongelooflike tyd van vrede en liefde en genade vir een en elkeen van julle wees. Ek wil by vandag se verjaarsdag begin. Die 13de April verjaar Elna de Plooy, Elna wat daar agter sit, saam met Johan daar by die media. En dan ook so die 14de is dit Antoinette Kritzinger, Ivan Botha en dan ook Connor Rousseau. Die 15de is dit Johan Korf, Johan baie geluk ook in die besonder. Dan die Hantie daar agter, Hantie Bester, die 16de April en dan die 17de April is dit Japie Opperman en dan ook Piet Kreer wat verjaar. Die 19de April is dit Grace van Staden, Ivan Vogel en dan ook so Erik Du Plessis. So aan een en almal van julle wat dan ook vandag en dan ook so in hierdie komende week verjaar, is my gebed vir jou 'n tydperk van mooi en geseënde oomblikke en tye in jou lewensjaar en mag jy ook hierdie tyd net saam met jou geliefdes werklik waar geniet en 'n vreugdevolle tyd hê. So kom ons gee vir almal wat verjaar sommer net 'n baie lekker hande klap. Ek is bevrees as julle so klap, dan gaan ek dalk net wakker word. Kom ons gee vir almal net 'n ordentlike hande klap. Baie dankie. Goed, en dan herinner ek julle dan net aan hierdie komende naweek se eredienste. Goeie Vrydag se erediens is dan om 8:00 die oggend en dan die opstanding Sondag erediens is dan 9:00. So onthou asseblief komende Vrydag, die Goeie Vrydag erediens het ons om 8:00. Ek wil graag ons ouers en kinders ook almal nooi om die eredienste by te woon. En dan wil ek ook graag vra dat ons spesifiek met opstanding Sondag, want dis ook 'n viering wat ons met mekaar deel, dat ons ook almal sal moeite doen om hierdie eredienste dan by te woon. Met al hierdie lang naweke is hierdie Sondag letterlik die enigste Sondag wat daar kategese in April maand is. So vir die volgende 2 naweke wat kom, is dit ook lang naweke. So uit ons ondervinding uit met ons maar nou nie kategese met daardie lang naweke nie, want dan is daar letterlik maar net 'n paar kinders wat dit bywoon. So van my kant af seënwense vir een en elkeen vir die week wat voorlê en baie dankie vir almal se teenwoordigheid. Ons sien mekaar DV dan Vrydag met ons Goeie Vrydag erediens en onthou asseblief dit begin om 8:00. Mooi bly, geseënde dag, ons sien mekaar DV Vrydag.